Ons begin vandag met 'n vars nuwe reeks. 'n Reeks wat gegrond is op 'n boek van 'n man met die naam Tom Holliday, Jesus beginsels vir doelgerigte liefde. As dit vir jou moontlik is om elektronies hierdie boek te bekom, asseblief, ek het 'n Engelse weergawe uitgestuur wat ek die gemeente aanmoedig om saam met ons deur te werk. Dit is 'n 40 dae journey. Vat die challenge. Journey saam met ons hierdie 40 dae. Sit tyd op plek of uiteen om elke dag 'n bietjie tyd te spandeer. Die inhoud is vars, dis relevant, dis prakties en dit daag ons uit om lief te hê soos Jesus lief gehad het en is. Om die voorbeeld van Jesus te volg waar dit kom by verhoudings. Doelgerigte liefde. Maar ek wil begin net so deur inleiding. Ek wil net 'n platform skep en 'n basis lê vir hierdie reeks. Want dit gaan uiteindelik, as ons praat van liefde, kan ons net sowel in die plek van liefde verhouding insit. Die mens is 'n verhoudingswese. Ons as mens het 'n wesenlike begeerte, 'n behoefte na meningsvolle verhoudings op alle vlakke. Ons is nie gemaak om alleen te staan nie. Ons is nie gemaak om geïsoleerd van mekaar, van die wêreld om ons te staan nie. Ons is gemaak om in verhouding te staan met mense om ons. Daar's nabye verhouding, intieme verhouding. Daar's ook 'n bietjie verder vriende, kennisse. Ons staan in verhouding met elke persoon wat elke dag op ons pad kom. Daar's selfs vreemdelinge wat elke dag oor jou pad kom en jy staan in verhouding met daai persoon. Jy mag dalk nie eers sy of haar naam ken nie, maar jy herken 'n gesig. Die Here plaas ons in verhoudingskringe. Jy sien, verhouding is essensieel deel van die mens se DNA. Kan nie weghardloop van verhoudings nie. Hoekom is dit so? Want God is 'n verhoudingswese. En daarom is hy ook verhoudingsgedrewe in alles wat hy doen. En ek en jy is geskape in God se beeld en sy gelykenis. Ons is geskape om soos God te wees. Soos God 'n verhoudingswese is, as alles wat hy doen verhoudingsgedrewe is dit veronderstel om natuurlik te kom vir ons. Dis deel van ons DNA. Maar, nou weet ons, dat by die sondeval, waar sonde toegetree tot die equation, het sonde gemaak dat die verhouding tussen God en die mens skade gelei, dat skeiding gekom, dat vyandskap gekom tussen God en die mens. En sedert daardie sondeval, gaan verhoudings in die mensdom gepaard met pyn, teleurstelling, gebrokenheid, verwerping. Die herhalende verwonding in verhoudings veroorsaak dat mense hulle self isoleer. Dit veroorsaak goed soos verslawing, dit veroorsaak selfbejammering, depressie, bitterheid, jaloesie. Die lys gaan aan. Die pyn van verhoudings is oorweldigend. Soveel mense beleef gebrokenheid in verhoudings. Ek dink daar's nie een van ons wat nie al seer gekry het binne 'n verhouding nie. Dit maak seer. En juis hieroor, juis as gevolg van hierdie tekortkoming, juis as gevolg van die gebrokenheid en die verwonding daarbuite, het Jesus gekom om die vyandskap tussen God en die mens uit die weg te ruim. Hy begin daar. Hy het begin om versoening tussen hom en die mens te bewerkstellig, maar hy het verder gegaan en hy het die weg gebaan om die mens
in vrede met mekaar te kan laat saamleef. Nie uit onsself uit nie, maar vanuit die liefde wat hy vir ons getoon het, om ook liefde vir mekaar te toon. Tydens Jesus se aardse wandel het hy uitgestyg in verhoudings. Jesus was goed met verhoudings. Ons kan dit sien. Hy het gespesialiseer op hierdie gebied. Inteendeel, hy het homself opgebou as die voorste kenner op verhoudings. Daar's nie 'n beter persoon om by te leer waar dit kom by hoe om verhoudings te hanteer as Jesus Christus nie. Amen. Sy manier van verhoudings benader was heeltemal anders as waaraan ons gewoond is. Dus het ek en jy gelowiges nodig om nuut en vars na verhoudings te kyk. En ons kan uit Jesus se voorbeeld leer. Ons het nodig om uit Jesus se voorbeeld te leer. Ons het nodig om in sy voetstappe te stap. Ons het nodig om meer te word soos hy. Jy sien, liefde is die uitdrukking van verhouding. En Jesus se koms en sy offer aan die kruis het God se liefde aan die mens kom openbaar. Inteendeel, Jesus is die bewys van God se liefde vir ons. Ons gaan nou in die Paastyd in, waar ons Jesus se koms na die aarde toe gevier het. En hierdie reeks gaan ons deurtrek deur ons 2 dienste in die Paasfees, want ek het gevoel, dis presies waaroor dit gaan. Jesus het gekom aarde toe, juis om ons God se liefde te kom bewys. En ons uit te daag om daardie selfde liefde uit te leef. Hoor wat sê 1 Johannes 4 vers 11. Hy sê, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Dis vanuit sy liefde vir ons wat ons mekaar kan lief hê. Hoor wat sê nog 'n skrif, en dis die basis vir hierdie reeks. Johannes 13 vers 34 en 35. Jesus is aan die woord en hy sê self, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Hierdie vers challenge my op elke gebied. Dit challenge die kerk, dit challenge disippelskap, dit challenge gemeenskap. Ons kan nie sê ons is disippels, ons is volgelinge van Jesus, maar ons het nie mekaar lief nie. Maar die realiteit is, ons sukkel. Ons val uit die bus uit. Ons raak maklik geïrriteerd. Ons neem aanstoot. Ons koester net so 'n stuk bitterheid in ons harte. En as ons iemand nie kan face nie, dan ignoreer ons daai persoon. Daar's gebrokenheid. Daar's verwonding. En die enigste manier om dit aan te spreek is om te kom en te sê, Jesus, leer ons. Jesus, wys ons. Help ons. Ons wil by u voete kom sit en ons wil by u leer oor verhouding. Tydens hierdie reeks gaan ons presies dit doen. Ons gaan by Jesus leer hoe om lief te hê soos hy lief het. Ons weet dit. Dis die essensie van die boodskap van die koninkryk, van die evangelie. Maar die vraag is, doen ons dit? Ons almal sukkel.
Ons is almal uitgedaag. Ons gaan leer oor doelgerigte liefde. Doelgerigte verhouding. Ons het nodig om te leer. En ek wil jou uitnooi, gemeente. Commit yourself tot hierdie journey. Ek is besig om weer te leer. Ek is uitgedaag. En ek voel die Here wil ons elkeen uitdaag. En dis hoekom ons die moeite gedoen het om 'n blad te gee en vir jou te sê, plak hom iewers op waar hy sigbaar is. Op die yskas, sit hom iewers. Elke week sit 'n blokkie by, met 'n skrif by, en praat met mekaar oor hierdie beginsels. Praat met jou kinders oor dit. Deel dit met mekaar. Praat by die werk met mense oor wat jy hier hoor. Dis basics, dis die essentials van die evangelie. Jy sien, ons praat te veel by die werk oor die verskille in godsdiens. En ons wil met iemand stry oor een of ander groot openbaring. Terwyl dit wat saak maak, is die liefde van Jesus. Wat gemaak het, God se liefde wat gemaak het dat hy sy seun gestuur het. Hy gesê het, as jy nie jou broer wat jy kan sien liefhet nie, hoe kan jy sê, jy's lief vir my? Maar nou wil ek aan my broer beklei en stry oor een of ander skrif. Terwyl hy sê, hê mekaar lief. Dis die evangelie. Dis die essensie. En as ons daarin kan uitstyg, dan vat ons raak. Dis ons fondasie. Hierdie week gaan ek dan praat oor verhoudings en hoor mooi, beskou verhoudings as van die grootste waarde. Dis ons eerste tema in hierdie reeks. Beskou verhoudings as van die grootste waarde. Ons wil vandag die waarheid omarm wat sê, niks is belangriker as verhoudings nie. Sê agter my aan, niks is belangriker as verhoudings nie. En ek wil hê jy moet hoor, ek wil hê die pennie moet drop. Daar is niks anders in hierdie lewe wat meer waarde dra as verhoudings nie. Ons kan fail in alles anders, maar verhoudings moet ons inslaag. Want dit is God se hart. Daar's niks meer belangriker nie. En daar's 'n kritiese vraag wat hiermee saamgaan, en dit is verhoudings nommer 1 prioriteit in jou lewe? En indien dit nie is nie, dan bid ek dat die Here vir jou die oortuiging sal bring. Dat die oortuiging wat jy kry daartoe sal lei, dat daar verandering kom in jou optrede, sodat jy verhoudings meer prioriteit sal gee. Onthou nou, as ek praat van verhoudings, kom ons begin nie ver nie, kom ons begin naby. Kyk net gou na die ou langs jou. Jy sit langs jou vrou, langs jou man, jy sit langs jou seun, jy sit langs 'n boeta, 'n sissa. Die Here het jou oor mense se pad gebring. Ons moenie begin oorwin, doe ver nie. Kom ons begin oorwin, sommer net hier. Is daai verhouding prioriteit in my lewe? Weet my vrou hoeveel prioriteit sy in my lewe het? Weet my seun hoeveel prioriteit hy in my lewe het? Ervaar hulle dit? Beleef hulle dit? Voel hulle geliefd, gekoester? Dis waar ons moet begin. En yes, daai kollega by die werk, yes,
jou broer in die Kaap, yes, jou ma, jou pa. Elke ander persoon wat die Here in jou kring geplaas het, die prioriteit waarvan ek praat, begin daar. Goed, Tom Holliday skryf in hierdie boek van hom, hy sê, verhoudings is pynlik. Verhoudings is ook wonderlik. Ons almal leef in die drama wat tussen hierdie twee afspeel. Dis pynlik, uiters pynlik en is uiters wonderlik. En alles anders gebeur hier tussenin. En dis die realiteit van verhoudings. Op 'n dag kom Jesus en 'n skrifgeleerde vra vir hom 'n vraag. Nou die skrifgeleerdes was daarop uit om hom konstant vas te vra, om te kom met een of ander trick question, want hulle het probeer om hom in 'n struik te vang. Maar hier kom 'n skrifgeleerde en daar's actually 'n stuk opregtheid in hierdie vraag. En hy vra, dis in Markus 12 vers 28, Markus 12 28, hy sê, wat is die heel grootste gebod? Leermeester Rabbi, wat is die heel grootste gebod? Wat is met ander woorde die belangrikste ding wat God van ons vra om te doen? En Jesus se antwoord lig vir ons die waarde van verhoudings uit. In vers 29 tot 31 antwoord Jesus, hy sê, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ek wil hê jy moet weer eens hoor. Toe Jesus gevra is, wat is die mees belangrikste gebod? Wat is dit wat God van ons vra? Sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek het presies 'n jaar terug, het ek ook hieroor bedien, as van julle onthou in die gemeente. Ek het 'n kort reeks gemaak oor liefde, en baie van wat ek nou sê, sal jy herken uit daai reeks uit. Maar hierdie is my so krities belangrik. Ek wil hier stil staan en ek wil die kerk tot aandag roep en ek wil sê, hoor jy wat die Here sê? Wat is die belangrikste ding wat God van jou vra? Dis eenvoudig. Hê hom lief met alles in jou. En hê die mense om jou lief met daardie selfde liefde. Dis al wat hy vra. Dis die essensie. Dis die prioriteit. Wat leer ons van Jesus hier? Jesus heg waarde aan verhouding met God en Jesus heg waarde aan verhoudings met mekaar. Die les is eenvoudig. Daar is eenvoudig niks anders wat belangriker is, wat veronderstel is om die plek in te neem van die prioriteit van verhoudings nie. God het die mens geskape vir verhoudings. En hoor hier, indien jy nie goed doen in verhoudings nie, mis jy die nommer 1 rede hoekom God jou gemaak het. Jy kry mos mense wat sê, ag, weet jy wat, niks van my verhoudings werk uit nie. Dis nou maar eenvoudig so, ek's okay. Dan wil ek vir daai persoon sê, en ek is nie daar om daai persoon te oordeel nie, my hoor, want ons almal sit met gebrokenheid.
As jy nie deur die genade van die Here op 'n plek kom wat jy verhoudings in jou lewe deur sy genade kan oorwinning kry daarin nie, dan mis jy die rede hoekom God jou gemaak het. Jy mis dit totaal en al. So as daar 'n verhouding is in jou lewe wat op hierdie oomblik nie is wat dit moet wees nie, dan moet jy eintlik alles waarmee jy besig is, alle ander dinge stop en sê, Here, wat moet ek doen om hierdie verhouding te herstel? Wees my genadig. Praat met my. Verander my hardkoppigheid. Wat kan ek bely? Wat kan ek neerlê? Nie wat moet die ander persoon doen nie, wat moet ek doen om hierdie verhouding te berede? Want dit is hoekom hy jou gemaak het. Dis die belangrikste ding in die mens se bestaan, is verhoudings. Indien ons God wil behaag, het ons nodig om te slaag in ons verhoudings. Ek haal weer aan wat sê Tom Holliday. Hy sê 'n lewe sonder verhoudings mag 'n eenvoudiger lewe wees. Is so. Iemand wat sê, ag ek het niemand nodig nie, daai persoon se lewe gaan verseker meer eenvoudig wees. Kom ek skei met my man, my vrou, kom ek skryf my kinders af. Baie eenvoudig. Maar dit gaan ook 'n lewe wees. Die pad na die volste moontlike lewe en die grootste moontlike vreugde word gevind in die prioriteit wat Jesus ons hier leer om bo aan die lys te sit. Heg die grootste waarde aan verhoudings. Daarin lê die grootste moontlike vreugde en die volheid van die lewe. Verhoudings. Ek bedien, ekskuus net so side note, ek bedien so 1 keer 'n maand al vir maklik 8 jaar by Macadamia te huis. Ek het al so mooi verhouding met daai mense opgebou. Dis lekker om hulle te sien. Uiteraard sien jy, daar kom en gaan maar mense. Maar as ek met hulle praat en met hulle sit en na hulle luister, is daai ou mense op 85, 90 jarige ouderdom, die enigste ding wat vir hulle saak maak, is hoe gaan dit met my kind? Hoe gaan dit met my kleinkind? Kan ek vir tannie iets bid oor? Ja, my kleinseun is ver weg van die Here. Bid saam met my vir hom. En dan is dit hartseer om te hoor hoeveel van hy kinders en kleinkinders ouma of oupa afgeskryf het. Want hulle is blind. Hulle besef nie die prioriteit nie. Maar iemand wat ouer word en iemand wat in 'n ouerhuis sit en niks anders meer het om vir te lewe nie, daai persoon het die wysheid bekom en besef. Alles wat ek opgebou het in die lewe is verby. My tyd is verby, my innings is verby. Ek het my geld gemaak, ek het eiendom gehad. Maar op hierdie oomblik kan ek niks van dit saam met my vat nie. Al wat ek saam met my kan vat, is my verhoudings. Met my kinders, my kleinkinders. Dis al. Maar my kinders en my kleinkinders is te kortsigtig om dit te besef. Dit breek my hart. Hoe kortsigtig ons is. My eie pa, op sy laaste jare was my pa baie sieklik. My pa was sy hele lewe lank, of my hele lewe lank was hy skizofrenies. Met ander woorde, hy was op medikasie, hy kon nie verantwoordelikheid dra
vir finansies, vir voorsiening nie, niks nie. Hy was in en uit rehabilitasieklinieke. Nou op 'n stadium was daar 'n tref-en-trap ongeluk waar 'n voertuig met pa getrap het en hy moes eintlik 'n heupvervanging gekry het. Ons het 'n heupvervanging opgestel gehad in Pretoria by Kalafong Hospitaal. En op daai oomblik was my pa psigies nie op die plek waar die operasie kon hê nie. En hy het sy gap gemis. En vir die daaropvolgende, dink 6-7 jaar voor hy gesterf het my pa verskriklik moeilik kon loop. My pa was konstant in pyn. En elke dag het my pa my gebel. En ek was later geïrriteerd, want my pa se my bel, ons het duitjies en daitjies en die kat het dit gedoen en hierdie en het dat gedoen en wat ook al. Verstaan, en ek is besig. En op 'n gegeewe oomblik, deesdae is daar nie meer baie voice notes wat jy kry nie, jy kry WhatsApp. Maar dan het my pa 'n voicemail gelos, dan sal so 2-3 van die 4 voicemails is my pa. En dan sal hy vir my sê, hoorie Jacques, bel my terug, kom met jou praat oor die kat wat kleintjies gekry het. Maar net so by the way, ek wil hê jy moet weet, ek is lief vir jou. Hy sou of dit gesê het, of hy sou gesê het, wil jy moet weet, ek is trots op jou. En in 2019 Februarie is my pa oorlede. Weet jy wat mis ek? Daai voicemails op my foon, waar my pa vir my gesê het, ek is lief vir jou. En ek wens ek kan hom nog net een keer sien. Net met hom sit. En net hoor hoe hy my acknowledge. Hy het dit by uitstek gedoen. Hy het in baie ander opsigte gefaal, maar hy het in een opsig raak gevat. Hy het sy liefde vir sy seun bly verklaar. Dan het hy eintlik oorwin. Leef jou pa. Leef jou ma. Leef jou broer. Leef jou suster. Tel die foon op en bel. Want ons mis die essensie terwyl ons besig is met die minder belangrike goed. Mis ons die essensie. En die Here sê, staan stil. Neem stok en besef, wat is die belangrikste van alles? Wat dra die meeste waarde? Verhouding. Eerstens verhouding met God. En dan verhouding met mekaar. Nou wil ek vir jou sê, let wel. Heg die grootste waarde aan verhoudings. Nie aan geld nie. Nee, maar ons weet dit, Jacques, dis vanselfsprekend, ja. Maar ons doen dit nie. Geld het 'n groter waarde baie keer as verhoudings. Wat van take? Verhoudings, nie take nie. Ons is so besig met taakgerigtheid. Ons het soveel goed wat ons moet doen, dat die persoon, selfs vir wie ons dit doen, minder belangrik is. Ons moet aftik die take wat ons gedoen het. Heg die grootste waarde aan verhoudings, nie stokperdjies nie. Iemand, Jacques, ek moet visvang. Dis goed vir my. Ja. Maar visvang kan belangriker word in jou lewe as daai verhoudings. As jy jou laaitjie saamvat om vis te vang, moenie so gefokus wees op die vis nie, dat jy die laaitjie mis nie. Vat hom raak. Jy kan eerder die visse mis, maar jy het die seun gewen. Verhoudings, nie sosiale media nie. Hoeveel keer vind jy jouself dat jy in 'n gesprek met jou man, met jou vrou, met jou seun, met jou dogter op jou foon besig is?
Hier's minder belangrike goed wat kompeteer met wat God sê die belangrikste moet wees. Wat van jou besigheid? Wat van jou werk? Niemand Jacques, my kinders weet. Hierdie besigheid gaan vir hulle sorg vir universiteit en vir aftrede. Great. Hulle gaan universiteit toe gaan, hulle gaan aftrede geld van hulle pa ontvang, maar hulle gaan hulle pa gemis het in die proses. Want pa was heeltyd by die werk. Pa was heeltyd by die besigheid. Pa het nooit tyd gehad vir ons nie. Verhoudings moet van die grootste waarde wees. Verhouding met God. Verhouding met mense. Ek glo meeste van julle stem heel hartig saam met my. Ek glo meeste van julle sal vir my sê, okay Jacques, ja, jy het jou punt gemaak. Daai goeders is minder belangrik. Verhoudings is meer belangrik. Maar nou wil ek vir jou vra, jy stem saam? Maar doen jy dit? Is dit sigbaar in jou optrede? As ek vir jou vra ek vir myself. Van net Vrydagmiddag, terwyl ek nou hierdie voorbereiding mee besig nog is, sit ek met Magda en, guess what? Lisa kom my voor en Magda kyk my op 'n stadium so sê, luister jy nog na my? Ek sit die foon neer en ek sê, my vrou, jy het my uitgevang. Ek het nie geluister nie, sê net weer. En net in daai oomblik het ek my eie boodskap, sy essensie, gemis. Want sy het minder belangrik gevoel. Meneer, mevrou, jong man, tiener, ek vra vir jou, is wat ons hier sê, sigbaar in jou optrede? Of moet daar iets verander? Wat moet verander vir jou om verhoudings te prioritiseer? Wat gaan jy anders moet doen? Yes, begin deur te bely. Here, vergewe my. Want ek staan vroeër op in die oggende om veronderstel met die Here tyd te spandeer, maar dan vind ek myself besig met ander goed. God is nie besig om jou stok te haal en jou met 'n stok te wil slaan as jy nou nie tyd met hom spandeer nie, want dit moet gebeur, dit moet spontaan wees, dit moenie 'n reël wees. Maar die vraag is, waar geniet die Here prioriteit in hierdie equation? Jy maak 'n onderneming teenoor jou vrou, teenoor jou seun, jou kind, om te sê, weet jy wat, man, ons gaan daar moeite doen, om mekaar te sit en bietjie kwaliteit tyd te spandeer, en weet jy wat, daai onderneming kom en gaan, en 3 maande later besef jy, wel, ek het gesê ek gaan, maar ek het toe nooit nie. En daai persoon voel minder belangrik. Want intussen tyd het jy tyd gehad vir baie ander goed. Nee, maar jy verstaan nie, Jacques, ons is so besig, ons het nie tyd nie. Ja, jy het nie tyd nie. OK. Of gaan dit oor prioriteit eerder as tyd? Is dit werklik prioriteit by jou? Dit is so maklik vir die minder belangrike dinge om die werklik belangrike dinge in ons verhoudings te oorskadu. Ons kan saamstem, ons kan selfs ondersoek doen hierso, ons kan selfs uitkniel en bely, maar op die ou end as ons nie wegstap en ons lewens verander nie en ons keuses is anders nie en dit reflekteer in ons optrede en my vrou beleef dit anders, dan het ek nie verander nie. Want ek amen gesê op die regte plek, maar is nie sigbaar in my aksies nie.
My keuses het nie omgesit in nuwe gewoontes en nuwe gedragspatrone nie. Ek mis dit. Iets moet drasties verander, sodat my gedrag anders sal lyk. Jy sien, Jesus daag ons uit om 'n ou stel waardes prys te gee en te vervang met 'n nuwe stel waardes. En om verder te gaan en hierdie nuwe stel waardes actually uit te leef. Om dit te doen, om nie net te hoor nie, maar om te doen. Want weet jy wat, botsende waardes kan nie langs mekaar staan nie. As daar twee botsende waardes langs mekaar in jou lewe staan, gaan een van die twee altyd die ander een oorskadu. Dis 'n realiteit. En weet jy wat is die harde, skokkende realiteit? Is dat die minder belangrike waarde oorskadu meeste van die tyd die meer belangrike waarde. Hoekom? Want die meer belangrike waarde verg groter tyd en inspanning en geloof en effort en werk. So as ek nie 'n gerigtheid het om die meer belangrike waarde prioriteit te gee nie, dan gaan ek van nature die minder belangrike ding eers te doen. Want dit is net minder inspanning. Dis minder tyd, dit verg minder geloof. Terwyl verhoudings verg werk. Is dit? Verhoudings verg inspanning. Verhoudings kom baie keer gepaard met komplikasies. Dis soms pynlik. Dit vat 'n stuk worsteling, dit vat konfrontasie soms. En 'n stuk nederigheid om mekaar in die middel te ontmoet. Maar die beloning wanneer verhoudings begin blom en wanneer gesonde verhoudings opstaan, daai beloning is oneindig. Hoekom? Want dit dra ewigheidswaarde. Dit vind sy uitdrukking in die lewe van oorvloed wat Jesus vir ons beloof het. Verhoudings wat werk. As jy in 'n verhouding staan, in 'n huwelik staan, waar jy weet jou vrou het jou rug, man, dit sit jou op vir sukses. Dit voel vir jou, jy kan enige dag face, jy kan enige challenge die hoof bied, want jy weet, jy staan in 'n vennootskap, jy staan in 'n verbond. Maar 'n verbond is onwrikbaar. Wanneer 'n seun weet, sy pa glo in hom, wanneer hy weet, sy pa's agter hom, en hy roet vir hom, dan wil hy seun nog vinniger hardloop, hy sal nog verder gaan, want hy weet, hy het 'n pa, 'n ma wat in hom glo. Jy hoor? Maar wanneer dit te veel werk is, en die minder belangrike goeders eis my tyd op, en ek kom nie uit by wat essential is nie, maar ek is besig met ander goed, dan voel jy mismoedig, jy het nie krag nie, jy wil nie uit die bed uit opstaan nie, jy wil nie eens by die huis se deur instap nie, want dan moet ek my vrou face. Julle hoor wat ek sê. Matteus 6 vers 33 sê Jesus, en ek is op pad om klaar te maak. Hy sê nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Nou vra ek vir jou, wat is die koninkryk van God? Wat is die wil van God? Anders as om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag en jou naaste lief te hê soos jouself. Dit is die koninkryk van God. Dit is die wil van God. As jy dit doen, sal al die dinge bygevoeg word. Maar weet jy wat? Hier is 'n stuk challenge. Want as jy werklik die Here jou God eerste wil soek, en verhouding met hom, en verhouding met mense, prioriteit wil gee, beteken dit, jy moet hom nou vertrou, om al die ander dinge
uit te sorteer. En nie te bly glo, ek kan die ander dinge beter doen as die Here nie. Beteken jy gaan lui wees nie. Jy gaan nog steeds hardwerkend wees, jy gaan nog steeds die take afhandel wat jy moet, jy gaan nog steeds daai goed, maar jy prioritiseer verhouding met God en verhouding met jou vrou, jou kinders, jou geliefdes, met mense, met daai individu wat die Here oor jou pad bring. Jy prioritiseer dit. En jy vertrou die Here om die ander dinge deur te haak. Want jy's besig om die werklik belangriker dinge te prioritiseer. Ted Engstorm skryf in 'n boek, The Making of a Christian Leader. Anja, jy kan vorentoe kom. Hy sê, God verwag nie van my dat ek groot dinge vermag nie. Hoor mooi, hy verwag nie van my en jou om groot dinge te vermag nie. Hy verwag wel van my dat ek daarna sal strewe om uitmuntendheid in my verhoudings te bereik. Ons dink ons moet hierdie groot dinge vir die Here vermag. Ons moet hierdie berge skei vir die Here en ons moet vir die koninkryk groot slaan. Intussentyd sê die Here, al wat ek eintlik gevra het, is vir jou om verhouding met my en verhouding met mense te prioritiseer. Ek wou eintlik net hê, jy moet slag in dit. En dis vir my die belangrikste. Die ander goed wat jy bereik het, great. Maar verhouding is meer belangrik. Indien jy vanoggend hier is, en jy weet nie, jy sê, Jacques, ek is nou bietjie gechallenge. En as jy jouself dalk wil afvra, waaraan heg jy die meeste waarde? As jy dalk hierdie vraag vra volgende, en jy weet nie, is jy besig om aan die regte goed waarde te heg? Wil ek 'n paar vrae vir jou op die tafel sit. As jy die vrae eerlik kan antwoord, miskien gaan dit vir jou help om te besluit, is ek besig om waarde te heg aan die regte goed of nie? Hoor hier. Wat is die eerste ding waaraan jy in die oggend dink as jy wakker word? Is dit verhoudingsgerig? Of is dit taakgerig? Dankie Robbie, ek het jou antwoord. Hoor die volgende vraag. Wat sê jou dagprogram oor jou prioriteite? Watter verpligtings kry voorkeur om te betaal wanneer jy na jou bankstaat kyk? Wat sê jou bankstaat van jou prioriteite? Oor watter dinge kom jy agter, praat jy die meeste? Is dit verhoudingsgerig? Of is dit ander dinge? En uiteindelik, wat is die laaste ding waarin jy dink wanneer jou kop die kussing tref in die aande? Dis maar net 'n paar vrae om te gauge en jouself af te vra, waar trek ek? Julle, as ek hierdie woord vir jou bring vanoggend, dan is ek aangespreek om te sê, Here, help my. Help my om die verhoudings in my lewe groter prioriteit te gee. Help my eerstens, Here, om my dissipline, om tyd met U te spandeer. Om wanneer ek tyd met U te spandeer, dat dit nie oppervlakkig is nie, dat dit nie geras is nie, dat dit nie godsdienstig is nie, maar dat dit reëel is. Dat dit opreg is. Dat dit persoonlik is. Dat dit intiem is.
Want ek kan tyd met my vrou spandeer, maar dis oppervlakkig. Dis 'n lysie wat ek aftik, goed, dan dat, goed, great, ek het al gesien, koffie gedrink, is gemaak, is gedrink, ons is klaar. Gaan nie werk nie. Verhoudings is nie 'n tiklysie nie. Verhoudings is spontaan, dis intiem, dis opreg, dis eerlik, dis naby. Jy kan ook nie op die een gegewe tyd jouself in 20 dele deel nie. Op een gegewe tydstip is jy opreg met die verhouding wat nou hier voor jou is. Jy hoor? As jy by die bank inloop, staan daar 'n persoon voor jou wat jou help. Wat vra die Here van jou om in daai oomblik daai persoon as waardevol te ag? Jy kan Jesus wees, nie vir die wêreld nie. Jy kan vir daai ou in daai oomblik Jesus wees. Wees net opreg daar. As jy die kar hoor intrek in die driveway, ek sê vir mense met wie ek sit, as jy jou vrou of jou man hoor intrek by die driveway, doen nie moeite, sit neer, om jy besig is, gaan ontvang hulle by die kar of by die deur. Laat hulle belangrik geag voel as hulle by die huis aankom. Sulke simpel goed wat mense belangriker laat voel. Here, help ons. Kom ons sluit die oë. Vader, Here, hierdie woord spreek ons almal aan vanoggend. Elkeen van ons vra die vraag, is ek besig om prioriteit te gee aan dit wat saak maak? Verhouding met my Skepper en verhouding met die mense om my. Of is ek besig om te jaag, want ek het soveel druk en ek het soveel eise wat aan my gestel word. Ek is so in 'n hoek gedruk en ek is geïrriteerd in die proses en ek is kort van draad dat ek verhoudings minder ag. Dan wil ek vra, en Here, as U met enige een hier praat, Here, vergewe ons. Vergewe ons, Vader, waar ons verhoudings nie geag het nie. Vergewe ons, Here, waar ons verhouding met U afgeskeep het. Vergewe ons, Here, waar ons verhoudings met mense om ons, met ons geliefdes, met 'n broer en 'n suster wie ons lanklaas gesien het, waar ons daai verhoudings afgeskeep het. En help ons, Here, om nie net te hoor vanoggend nie, maar help ons om op te staan en actually te doen, om die keuse uit te oefen, om te sê, Here, ek gaan die foon optel, ek gaan daai persoon bel, en ek vra, Here, verander my lewenswyse, ek moet aanpassings maak, want die mense wat U oor my pad gestuur het, die huwelik waarin ek staan, die verhoudings waarin ek staan, is kosbaar, maar ek het hulle nie as kosbaar geag nie. Vergewe my, help my, ek kies om te verander, ek kies om tyd te gee aan dit wat saak maak, ek kies om deur te gaan met die beloftes wat ek gemaak het, ek kies om selfs jammer te sê waar ek nodig het, om vergifnis te vra, om te sê, vergewe my, ek het dit gemis. Help ons, Here. As jy vanoggend hier is, terwyl ons oë gesluit is en jy sê, ek vat hierdie challenge. Ek vat hierdie challenge om te sê, ek is bereid om verhoudings in my lewe te eer. Hierdie is nie vir my 'n ligtelike uitdaging nie. As jy sê, ek vat hierdie challenge, wil jy nie net staan saam met my nie. As dit jy is,
As die Here met jou praat en jy sê, yes, ek vat dit. Ek is bereid. Kyk, en as jy staan, beteken dit jou man en jou vrou sien jou staan. Jou kind sien jou staan. Maar jy sê, ek is bereid. Dis 'n persoonlike ding. Dis 'n keuse. Vader, elkeen wat staan, ek vra dat U hierdie manne en dames, Here, dat U vir hulle die krag, die durf, die waagmoed sal gee om verhoudings te ag as van die grootste waarde. Dat U julle die waagmoed sal gee om te gaan na diegene wie julle afgeskeep het, wie julle minder belangrik geag het, en te sê, vergewe my indien nodig. Om reg te maak waar hulle kan regmaak. Maar om te strewe daarna om van hier af vorentoe anders te leef. Here, ons stel onsself oop vir die woord en die waarheid om ons in die volgende paar weke uit te daag, maar ons ook te verander. Dat ons verhoudings as absolute prioriteit sal ag. En ons wil eerstens kom en sê, Here, ons verhouding met U. Ons verhouding met U. Vergewe ons waar ons U afgeskeep het, Here. Help ons om U te ag en te eer. Maar ook ons verhoudings met mekaar. Here, as hier huwelike is wat shots gevat het. Verhoudings hier tussen man en vrou. Tussen 'n pa of 'n moeder en 'n kind. Help ons, Here, om daai verhoudings te herstel. Kom, o Heilige Gees, en bind ons saam weer in 'n band van liefde. Help ons om mekaar te ag. En genade te hê vir mekaar se foute en tekortkominge, eerder as om reg te staan om te oordeel. U praat nie vanoggend hier met ons om ons toe te rus, om pyle te kan gooi nie. U praat hier vanoggend met ons om ons persoonlik tot oortuiging te bring van sonde. En ons op 'n plek te bring van herstel en genesing. Kom, herstel ons verhoudings. Help ons, Here, deur U genade. Dankie, my God. Dankie. Amen. Dankie vir elkeen wat gestaan het. My losspan kan kom en ons gaan